Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons Sondag erediens van Uit die Woord Digitaal. Dit is vir my 'n baie groot voorreg om vanmôre saam met jou stil te word rondom die Here se woord. En my bede is dat die Here jou hart sal aanraak vandag, in jou lewe sal werk deur die Heilige Gees, jou sal bekragtig en sal lei dat jou lewe hom net nog meer kan verheerlik. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Jy is baie welkom om aan te sluit ook by ons daaglikse oordenkings. Hier by Uit die Woord Digitaal stuur ons elke dag oggendoordenkings uit op al ons WhatsApp groepe hier in Suid-Afrika en ook in die buiteland. Duisende mense skakel daarby in en jy's baie welkom om daarvan deel te word. Dit is gratis. Stuur vir ons net jou naam en jou selfoonnommer na die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou byvoeg. Dan wil ons ook vanmôre baie dankie sê vir almal se skenkings en donasies wat ons kanaal in stand hou. Jy help vir ons om die woord van die Here met almal te deel, om programme soos hierdie op te neem en uit te stuur die wêreld in, maar ons doen ook diens van barmhartigheid en ons reik ook uit na mense wat nog nooit 'n Bybel gehad het nie en ons is ook betrokke by bejaardesorg. Dankie dat jou skenking dit vir ons moontlik maak. Ons waardeer dit. Nou liewe vriende, op hierdie pragtige môre het die Here vir ons 'n kosbare boodskap vanuit sy woord. En my bede is dat die Here ook vandag jou hart sal aanraak op hierdie mooi dag. En kom ons word vanmôre eers stil voor die Here voordat ons saam uit sy woord lees. Vader, baie dankie dat ons vanmôre as u kinders in aanbidding voor u kan buig en u naam kan groot maak. U is ons God en u is ons koning. U is ons Vader wat vir ons baie lief is en ons loof en prys u naam vanmôre. Dankie vir u woord wat u aan ons gegee het. Ons wil graag vanmôre na u woorde luister. Open ons harte, Here, en werk in ons deur die Heilige Gees, dat ons hierdie Bybelse boodskap ons eie sal maak en daarin sal glo en sal gaan doen wat u van ons vra. Ons bid dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Liewe vriende, ons gaan vanmôre uit die woord van die Here saam lees uit Johannes hoofstuk 17. Jy is baie welkom om saam met my daar oop te maak. En hierdie gedeelte is 'n gedeelte waar Jesus Christus vir sy disippels en vir sy kinders, nie net van destyds nie, maar ook oor alle eeue, 'n baie spesiale gebed doen. En is 'n kosbare gebed, is wonderlike woorde wat hierin staan. En vanmôre praat ons oor die tema, wanneer die waarheid jou tref. Wanneer die waarheid jou tref, sal jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. Sal alles verander, sal alles vernuwe, sal jy ook vrede ervaar. En vanmôre gaan die Here vir ons leer wat Jesus Christus vir ons in hierdie gebed kom bid het, sodat ek en jy ook bemoedig kan wees vir die lewe en baie daaruit ook kan leer. Nou kom ons lees vanmôre saam uit die Here se woord, Johannes hoofstuk 17 vanaf vers 15. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Ons gaan net tot sover uit die Here se woord vanmôre lees. My liewe broeder en suster, as ek en jy in hierdie wêreld op die regte pad wil leef en op God se pad wil leef, en as ek en jy die regte keuses in hierdie wêreld wil maak, dan het ons die lig van God in ons lewe nodig. Ons het die waarheid nodig. Nou in hierdie wêreld kan ek en jy nie die waarheid op 'n ander plek kry behalwe by God nie.
God is die een wat in ons lewe kom werk deur sy Heilige Gees, en hy is die bron van waarheid, en hy het homself aan ons kom openbaar deur sy woord. Ja, sy woord is die waarheid. Nou, Jesus kom in hierdie gedeelte en hy kom bid vir sy disippels. Maar nie net vir hulle nie, ook vir ons as sy kinders. Want hier in vers 20 staan daar die volgende woorde: Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Dit sluit natuurlik alle kinders van die Here in. Alle kinders van die Here word deur hierdie gebed ingesluit. Nou liewe vriende, as ek en jy by die waarheid van die woord wil uitkom, of by die waarheid van God wil uitkom, het ons lig nodig in ons donker wêreld en in ons donker harte. En die Heilige Gees wil dit vir jou in jou lewe doen. Ja, die Heilige Gees is die een wat jou hart verlig, wat aan jou die leiding gee, wat jou hart oopmaak, wat jou inspireer om vir God te lewe. En Jesus kom dan ook hier in vers 17 en hy kom bid dan ook hierdie woorde, want hy wil hê dat kinders van die Here aan hom toegewy moet wees. In vers 17 staan daar: Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. En dan sê hy vir ons, waar kan ons die waarheid vind? U woord is die waarheid. Nou liewe vriende, as ek en jy in hierdie lewe die regte rigting wil kies en die regte rigting wil inslaan en die regte besluite wil neem, dan moet ons dit doen aan die hand van God se woord. God se woord is die enigste bron van waarheid. Daarin kan ons 100% ons vertroue en ons geloof instel. En die Here se woord is 'n ryke bron van kosbare inligting wat uit die hemel aan ons geopenbaar word, en die Here het dit spesiaal aan ons gegee, sodat ons, as ons daarin glo, toegewyd kan lewe tot God se eer. Maar dan moet jy jou hart oopmaak vir die waarheid. Daar's baie mense wat met allerlei menslike redenasies of met vooropgestelde idees na die woord van die Here toe gaan en dan sekere Bybelgedeeltes wil gebruik om hulle eie menslike redenasies te staaf. Dis 'n verkeerde ingesteldheid. Ek en jy kan nie so met God se woord werk nie. Ek en jy moet met 'n oop gemoed na die woord toe gaan. En ons moet bid dat die Heilige Gees ons harte sal open en ons verstand sal verlig, dat as wanneer ons die Bybel lees, dat ons hierdie waarheid ons eie kan maak, dat die waarheid van die woord ons harte sal tref en dit ons sal lei tot die regte besluite in ons lewe. Nou in hierdie wêreld is daar baie valse inligting wat versprei word deur valse mense en mense wat nie werklike pad saam met Jesus loop nie. Ons weet ook natuurlik dat die duiwel die vader van die leuen is, sê die boek van Johannes. En daar is baie leuns in hierdie wêreld en halwe waarhede wat versprei word. En soms is ek en jy nogal half verward en ons weet nie regtig wat om te glo nie. Maar vanmôre kom Jesus Christus self en sê vir ons in Johannes 17 vers 17, U woord is die waarheid. En as Jesus dit aan ons kom openbaar, dan kan ons dit ons eie maak, dan kan ons daarin glo en dit help ons om toegewy te lewe tot God se eer. As jy vanmôre sê ek is baie lief vir die Here en ek wil tot sy eer lewe en ek wil gehoorsaam aan hom wees, dan is hierdie jou handboek vir die lewe. As jy toegewyd wil wees aan die Here, gaan lees die Here se woord, maak dit deel van jou lewe, maak dit 'n roetine in jou lewe om elke dag tyd aan die voete van Jesus te spandeer rondom sy woord, sodat jy toegewyd kan lewe tot God se eer. Moenie met vooropgestelde idees en met jou eie teorieë na die woord toe gaan en tekste gaan soek om jou menslike idees te staaf nie. Dan is jy op die verkeerde pad. Jy moet met 'n oop gemoed, met 'n oop hart na die woord toe gaan en vra dat die Heilige Gees
jou sal oortuig wat God se woord is en wat die waarheid is. En die oomblik wanneer ek en jy daai waarheid ontdek het in God se woord, dan verander dit ons lewe, dan vernuwe dit jou gedagtes, dan raak jy gemotiveer om vir die Here te lewe, jy's geïnspireer om toegewy te wees, jou lewe is verander en bekragtig en vernuwe, dat jy net vir Jesus wil lewe en alles wil doen om hom te verheerlik in jou lewe. Jou hele denkwyse word dan verander. Ja, jou hele program word rondom God se woord en stilte tyd ingeruim. En jy kan nie wag vir 'n erediens of 'n Bybelstudie of 'n bidtuur waar jy saam met ander kinders van die Here rondom God se woord tyd kan spandeer nie. My liewe vriende, as die waarheid jou tref, God se waarheid, God se woord, dan verander dit jou hele denkwyse, jou hart, jou lewe, jou gemoed en beleef jy die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Jy sal weet watter rigting om te kies, watter besluite om te neem, want die Heilige Gees lei jou omdat jy God se waarheid in sy woord gekies het. Nou die Here Jesus Christus wil graag hê dat ek en jy wat sy kinders is, toegewyd aan hom moet lewe. En hy sê dan ook hier in vers 17, kom bid hy tot sy hemelse Vader hierdie spesifieke woorde, laat hulle aan u toegewy wees. Daarvoor bid Jesus. Net soos ek ook aan u toegewyd is. En dan bid hy, laat hulle toegewyd wees, net soos ek ook toegewyd is, en u woord is die waarheid. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Nou liewe vriende, kom ek en jy maak die Here se woord ons eie. Psalm 119 vers 105 staan daar, u woord is die lig vir my pad en die lamp aan my voet. Ek moet u woord in my hart bære, dat ek teen u nie sal sondig nie. Psalm 119 vers 11. Nou ek en jy het die wonderlike voorreg om God te leer ken deur sy woord. Ons weet dis die waarheid, ons wil 'n deel van ons lewe maak, kom ons gaan lewe vir Jesus. En as die waarheid jou getref het, sal jou lewe vernuwe wees, toegewy wees aan God, en gaan jou lewe God verheerlik elke dag. Mag die Here deur sy Heilige Gees dit 'n werklikheid in jou lewe maak, en kom ons bring aan hom die eer, wat vir ons gebid het, sodat ons toegewyd aan God kan lewe, en vir hom elke dag al die eer kan bring. Dankie dat u vanmôre saam met ons ingeskakel het rondom die Here se woord. Ek wil graag vir jou bid, en kom ons buig nou in aanbidding voor die Here. Vader, baie dankie vir 'n kosbare boodskap soos hierdie vanmôre. 'n Boodskap waarin ons kon hoor hoe Jesus vir ons gebid het, meer as 2000 jaar gelede. En hoe hy wil hê dat ons toegewyd moet lewe aan God, in waarheid. En hy gee vir ons die antwoord, u woord is die waarheid. Vandag wil ons u woord ons eie maak, Here. Help ons om dit te doen. Inspireer ons deur die Gees om hierdie waarheid ook ons eie te maak, Here, en daarvolgens te lewe. Dankie vir u liefde wat genoeg is vir ons, u genade wat so groot is oor ons, en dankie vir die kosbare werk van u woord en u Gees in ons harte en in ons lewens. Seën ons, Here, in die geloof en help ons om altyd die regte keuses te maak om op God se pad te lewe. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie dat u ingeskakel het. Mag die Here vir u ryklik seën, en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.